Goeiedag, dit is Loot Jooste uit Bloemfontein. Ek is baie bly om weer met u te kan praat. Ons het verlede week gekyk na die begin van Paulus se eerste sendingreis. Ons gaan vandag aan met deel 2. Kom ons maak die oë toe, dan soek ons die hulp van die Here op. Almagtige Hemelse Vader, in die naam van Jesus Christus, die enige gebore Seun, kom ons ook na u in hierdie dag, en kom vra dat u met ons sal wees in hierdie paar oomblikke saam, dat ons sal hoor wat die Heilige Gees vir ons wil sê, en dat ons sal gaan doen wat u van ons verwag, in ons uitvoering as kinders van God, van die groot opdrag. Ons bid dit in Jesus se naam, amen. Ons skriflesing is dieselfde as verlede week. Ek lees weer vir julle voor uit Handelinge 13 vanaf vers 1 tot en met vers 4a. Hierdie mense was in Antiochië in die gemeentehuis by mekaar gewees. Onder die profete en leraars in die gemeente van Antiochië was ook Barnabas, Simeon, wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene, Manaen, wat saam met die heerser Herodes groot geword het, en Saulus. Toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: "Sonder Barnabas en Saulus vir my af, om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het." Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Nou, ons praat oor die eerste sendingreis van Paulus, wat onderneem is in die jare ongeveer 46 tot 48 na Christus. Sommige geskiedskrywers gee dit van 46 tot en met 49 na Christus. Nou, hierdie reis is vir ons aangeteken deur Lukas in Handelinge 13, vers 1 tot en met hoofstuk 14, vers 28. En die reisplan het gestrek van Antiochië in Syrië, oor die eiland Cyprus in die Middellandse See tot en met Klein-Asië, vandag se Turkye, waar Paulus verskeie stede besoek het, voordat hy weer teruggekeer het na Antiochië in Syrië. Nou, ek wil net gou iets hierso sê oor hierdie Antiochië in Syrië. Daar is 2 Antiochië's, eintlik is daar baie. Daar is 'n hele klomp Antiochië's, maar wat vir ons van belang is die 2 wat in die Bybel voorkom in Handelinge. Daar is nie meer sulke dorpe of stede soos, dit was daai tyd stede gewees soos Antiochië nie. Dit is net die ruïnes waar hulle lê. Daar is nuwe dorpe in die omgewing van hierdie ruïnes opgerig. En daar is ook nie meer hierdie dorp Antiochië in Syrië nie. Dit is nou deel van Turkye, soos wat die wêreld maar ontwikkel deur oorloë en so voort. Skuif die landsgrense ook maar, met die gevolg dat die ruïnes van al 2 hierdie Antiochië's, die een in Pisidië, dit wil sê in Turkye, en die een in Syrië, lê vandag al 2 binne die gebied van Turkye. Nou, kom ons kyk na 'n kort opsomming van hierdie reis so ver. Aan die begin van die reis het ons bevind in die stad Antiochië in Syrië, waar Paulus en Barnabas saam met ander gelowiges vergader en die 2 apostels die opdrag deur die Heilige Gees gegee is om te gaan evangeliseer. Evangelisasie waartoe God hulle geroep het. Nou, hierdie gemeente waarin hulle behoort het, was gehoorsaam aan die opdrag van die Heilige Gees. Hulle het gevas, hulle het gebid, en die 2 apostels die hande opgelê, en hulle laat gaan op Paulus se eerste sendingreis. Nou, van Antiochië af is die reisgeselskap toe saam met Lukas en ook Johannes Markus na die hawe toe by Seleukië. Dit is die hawe van Antiochië aan die Orontes rivier. Van Seleukië af is hulle toe per skip na die eiland Cyprus toe, waar hulle aan die ooskus by die hawestad Salamis aan wal gegaan het. Daarvandaan af is hulle oor die hele Cyprus tot en met Paphos, ongeveer 160 km vanaf Salamis. In Paphos het Paulus en sy geselskap die gouverneur Sergius Paulus ontmoet,
en het hulle hom na die Here Jesus toe gelei. Hy word dan ook aangegee as die eerste bekeerling op Paulus se eerste sendingreis. Nou ek wil net gou vir 'n oomblik stil staan weer by Handelinge 13 vers 9, waar ons vir die eerste keer die naamsverandering kry van Saulus na Paulus. Dit het niks te doen met sy bekering nie. Dit gaan net oor die feit dat Saulus is 'n Hebreëse naam gewees, en omdat hy van nou af met die Grieks-Romeinse mense gaan werk het hy ook 'n tweede naam gehad, naamlik Paulus. So Saulus is soos baie predikers preek en verwys daarna dat mens naamsverandering kry wanneer jy die dag bekeer word, soos Saulus wat Paulus geword het. Nee, dis nie waar nie. Paulus is sy Romeins-Griekse naam, terwyl Saulus is sy Hebreëse naam gewees. En omdat hy onder die Grieke gaan werk het hy toe die naam Paulus gebruik. Nou, vanaf die eiland Cyprus toe is Paulus en sy geselskap vanaf Paphos na die Asiatiese vasteland toe terug, tot by Perge, die hoofstad van die provinsie Pamfilië in Turkye. Nou in die Griekse era was daar in hierdie stad Perge was daar die beroemde tempel van die Griekse afgod Artemis of Diana, en dit mag ook dalk die rede wees hoekom die Christelike geloof in daardie gebied nie so sterk gegroei het nie. Dis ook hier in Perge waar Johannes Markus die evangelisasiegeselskap verlaat het en teruggekeer het na Jerusalem toe. Paulus het hom natuurlik daarvan beskuldig dat hy hulle in die steek laat, en was van mening dat hy nie genoeg deursettingsvermoë gehad het en nie toegewyd genoeg was nie. Handelinge 15 vers 38 wys ons daarop. Maar het blyk egter daarom uit latere briewe van Paulus dat hy daarna groot agting vir Johannes Markus gehad het, en soos wat aangeteken is in Kolossense 4 vers 10 en ook in 2 Timoteus 4 vers 11, waar hy skryf dat hy vir Johannes Markus nodig het. Net nog ietsie oor Johannes Markus, hy is ook die skrywer van die eerste evangelie, van die oudste evangelie wat in die Bybel is, naamlik die Markus evangelie. Nou na die gebeure rondom Johannes Markus het Paulus en die res van die reisgeselskap hulle reis voortgesit van so 177 kilometer in Antiochië in die provinsie Pisidië van Turkye, waar hulle toe aangekom het. Hulle is van Perge af na Antiochië toe 177 kilometer verder, maar dit is ook boontoe, dit is ook berg op gewees. Hierdie stad, hierdie Antiochië, het 'n groot Joodse bevolking gehad. Paulus het sy gewoonskap gewoonlik heel eers in die sinagoges in die stede gaan verkondig, en solank die Jode dit toegelaat het. Die rede waarom hy dit gedoen het, was gegrond aan sy verstaan van God se verlossingsplan, en die feit dat hy die Joodse gebruike geken het. Nou wat was die resultaat van Paulus en Barnabas se prediking in Antiochië? Handelinge 13 vers 48 tot 49 sê vir ons baie duidelik: almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Die woord van die Here het dwars deur die hele streek versprei, en die gelowiges in die stad was vol blydskap en vol van die Heilige Gees. Is dit nie 'n wonderlike getuienis nie? Hulle het op die hele Cyprus het hulle, is daar net van een bekeerling aantekening gemaak, die van die gouverneur. In Perge het dit moeilik gegaan, daar word niks gesê daarvan nie, maar heel moeilik oor die afgodstempel waar hy was, en nou kom hulle hier in Antiochië, en die mense is bly, almal wat vir ewige lewe bestem was, het gelowig was. Wat 'n wonderlike getuienis is dit nie? Die tragiese is, dat Paulus en Barnabas vervolg is deur afgunstige Joodse leiers, en hulle meelopers, en is hulle uit die stad uit verwyder. Nou as teken van hulle misnoë, het die 2 apostels en hulle meereisigers die stof van Antiochië en Pisidië van hulle voete afgeskit, en toe na die dorp Iconium toe gegaan. Tot sover het ons nou gekyk na verlede week se reis. Vanaf Antiochië in Sirië, tot by Iconium oor Cyprus, tot by Iconium in Turkye. Nou wat het nou alles hier gebeur? Paulus en sy geselskap het nou in Iconium aangekom,
en hulle weer dieselfde werkswyse gevolg as in Antiochië, in Pisidië. Hulle is reguit sinagoge toe, waar hulle gepreek het. As gevolg van hulle preek het 'n aantal Jode en Grieke gelowig geword. Die Jode wat nie die evangelie wou aanneem nie, het die heidene opgesweep om teen die nuwe gelowiges te draai en die wêreld vir hulle moeilik te maak, ook vir Paulus en vir Barnabas. Nou ten spyte van hierdie optrede deur die ongelowiges, het die Here ingegryp en deur die werking van die Heilige Gees het Paulus en Barnabas 'n geruime tyd in hierdie stad gebly en vol vertroue op die Here, onbevrees gepreek. Ek sê weer, onbevrees, hulle was nie bang gewees nie, want hulle het hulle vertroue totaal in die Here geplaas. Die Here het ook die waarheid van die boodskap van sy genade bevestig, deur te gee dat tekens en wonders deur die apostels se toedoen geskied. Op 'n stadium en die nie-Jode en die Jode, dit wil sê die wat nie die evangelie wou aanvaar nie, saam met hulle leiers beplan om die apostels aan te rand en met klippe dood te gooi. Toe Paulus en Barnabas dit agterkom, het hulle na Lystra, so wat 40 km suid van Iconium gegaan, en ook na Derbe in Lycaonie gevlug. In Lystra het Paulus 'n man van sy gebreklike voete gesond gemaak. Hy was van geboorte af gebreklik, en Paulus het net eenvoudig gesê, staan op, en die man het opgestaan, en hy het van blydskap daar rondgejubel en rondgedans, omdat hy geglo het hierdie wonderwerk wat hom gebeur. Maar deur die kragtige werking van die Heilige Gees, toe die mense dit sien, en daarvan hoor, het hulle die apostels as gode aangesien. Hulle het self gesê, die apostels, die gode het nou van die hemel af neergedaal na hulle toe, en hulle wou selfs offerandes vir hulle bring. Toe Paulus en Barnabas hiervan hoor, het hulle klere geskeur, en onder die mense ingespring en geskreeu, dat hulle met hierdie onsinnighede moet stop, en dat hulle net sulke gewone mense is, soos hierdie mense, wat nou vir hulle wil offerandes bring. Ons bring aan julle die goeie nuus, sê Paulus vir hulle, dat julle hierdie sinnelose gode moet laat staan, en julle tot die lewende God moet bekeer. Maar selfs met hierdie woorde en nog meer, kon die apostels nauweliks voorkom, dat die mense aan hulle offers bring. Ja, hulle het letterlik in die stad gegaan en die offers gebring. Uit die bloute daag daar toe Jode, wat nie die evangelie aangeneem het, die van Antiochië en Iconium op, en haal die mense oor na hulle kant toe. So erg, sweep hulle die mense van Lystra op teen Paulus en Barnabas, dat hulle Paulus met klippe gooi, en hom vir dood uit die stad sleep. Daar het gelowiges toe rondom hom kom staan, en ek glo hulle het gebid vir hom, vir sy beskerming en vir sy herstel, want Paulus het net daar weer opgestaan, en weer die stad onverskokke binne gegaan. Die volgende dag is hy en Barnabas toe af na Derbe toe, so wat 80 km vanaf Lystra. Nou in Derbe het die twee apostels die evangelie verkondig, en baie mense het daar gelowig geword. Hier het die apostels omgedraai, terug huis toe, maar die wyse waarop hulle terug is na Antiochië in Sirië, is baie insiggewend vir almal, wat die goeie nuus versprei, die manier hoe hulle teruggegaan het. Hulle het nie net alles opgepak, en nou is hulle terug na Antiochië in Sirië toe nie. Nee, hulle het systematies teruggegaan, en volgens die beginsel van evangelisasie, het hulle opgetree. Opvolgwerk in evangelisasie is ontsettend belangrik, en dit is presies wat hierdie twee apostels gedoen het. Hulle was doelgerig en onverskrokke. Ongemak en pyn en lyding kon hulle nie weerhou om elke greintjie krag in hulle te gebruik, om gehoorsaam te wees aan die uitvoering van God se groot opdrag nie. Daar waar hulle 'n gemeente geplant het, het hulle weer gaan help met die groei onder leiding van die Heilige Gees. Hulle is van Derbe af terug na Lystra toe, die plek waar Paulus 'n ruk gelede gestenig is, en by die dorp uitgesleep is en vir dood agtergelaat is, maar ook die dorp waar die gelowiges vir sy herstel gebid het, en hy toe later weer opgestaan het. Vanaf Lystra is hulle terug na Iconium,
waar hulle die vorige keer die hele ruk vertoef het, om die evangelie te verkondig, en ook uiteindelik moes vlug, om die samensperring om hulle dood te maak, te ontduik. Van Iconium af, is hulle weer na Antiochië in Turkye, waar 'n groot aantal Jode en nie Jode tot bekering gekom het, maar waar hulle ook later moes vlug vir hulle lewens. Ons sien dus, hierdie twee apostels in hulle geselskap, hulle het elke keer, soos ons kan sê, in die bek van die leeu ingeloop, maar hulle was nie bang nie, want hulle het geweet, hulle kan op God vertrou, om sy taak uit te voer, 'n taak wat God hulle opgelê het, en God gee vir hulle die gereedskap, durf en moed en dapperheid om hierdie opdrag uit te voer. Nou wat het Paulus en Barnabas gedoen in hierdie gemeentes wat hulle nou weer besoek het op hulle terugreis na Sirië se Antiochië toe? Nommer 1, hulle het die gelowiges geestelik versterk. Hulle het hulle aangemoedig om getrou te bly aan die goeie nuus van die evangelie. Aan hulle verduidelik dat hulle as gelowiges nog baie swaar gaan kry voordat hulle na die hemel toe gaan verhuis. Hulle het gehelp met die kies van ouderlinge wat moes sorg dat die gelowiges op die regte pad bly. Die gelowiges in goeie gemeentes georganiseer. En Paulus en Barnabas het saam met hierdie gemeentes ook gebid en gevas om hulle aan die Here se sorg op te dra. Nou vanaf Antiochië in Pisidia is hulle toe terug na Perge toe, waar hulle die woord verkondig het. Ons sal nog onthou dat ons gesê het dat die afgodstempel van Diana is daar, en daar was nie groot sukses die vorige keer gewees nie, maar ook dit die plek wat vir hulle hartseer was, want is hier waar Johannes Markus hulle verlaat het. Nou vanaf Perge is hulle toe na Attalië toe, en nou Attalië is die belangrikste hawe waarvan goedere vanaf Asië na Egipte en Sirië toe verskeep is. Hier het hulle die skip gehaal terug na Seleukië toe, die hawe van hulle tuisstad Antiochië in Sirië, waar hulle 2 jaar van tevore vertrek het op hulle eerste sendingreis. So het Paulus dus nou gekom aan die einde van sy eerste sendingreis. Hy het by Antiochië in Sirië begin, hy is per skip oor na Cyprus toe in sy geselskap, daarvan af is hulle weer per skip terug na die vasteland toe, en hulle is deur Turkye tot by Derbe, en daar het hulle omgedraai, en hulle het weer teruggekom, en dit is nou 2 jaar later, ongeveer 2 jaar later, en 2250 kilometer verder, is hulle weer terug by hulle tuisstad Antiochië in Sirië. Nou, ek wil net iets interessante feit nog noem. Die dorpies Iconium, Lystra en Derbe, wat Paulus besoek het, was geleë gewees in Galasië. En dis aan hierdie 3 gemeentes wat Paulus later die brief van Galasië gerig het. Hy het hierdie brief geskryf kort nadat hy uit die streek weg is. Nou, belangrike lesse vir ons in die 21ste eeu, vir die kinders van God, ten opsigte van die groot opdrag soos uit Paulus se eerste sendingreis. Kom ons kyk dit eers weer, wat sê die groot opdrag vir ons, Matteus 28 vers 18 tot 20. Jesus het nader gekom en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hierdie is 'n samestelling wat ek gemaak het oor Matteus 28 vers 18 tot 20 en ook Handelinge 1 vers 8. Nou, die belangrikste les, of die eerste belangrike les wat ons hieruit kan kry, is die uitvoering van die groot opdrag geskied onder leiding van die Heilige Gees, met gebed en vasting.
Handelinge 13 vers 2 tot 3. Toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gebid en gevas het, is hulle die hande opgelê en is hulle laat gaan. Die tweede feit wat ons hier kry is: wees gehoorsaam aan die groot opdrag. Daar is 'n verlore siel wat jy en ek na die Here moet lei. Dis die taak wat hy aan ons gegee het. Hoe lieflik klink jou voetstappe vir die een aan wie jy die ewige lewe verkondig, in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees en die goeie nuus van redding wat jy aan hierdie persoon gebring het. Hoe lieflik klink jou voetstappe vir daardie persoon. Handelinge 13 vers 48 sê vir ons: toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowiges geword. Romeine 10 vers 15b. Hoe wonderlik klink die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap bring. Die derde les wat ons hier kan leer is: hulle wat die evangelie verkondig, sal dit nie maklik hê nie. Dit het nog nooit verander van die dae van Paulus af nie. Dink net aan die vervolgde kerk, nou hier in April 2025. Terwyl ons nou hier praat, sterf mense dalk vir hulle geloof. Gaan mense nou tronk toe, omdat hulle dit durf waag om verander van Jesus te vertel. Matteus 24 vers 8b tot 9. Jesus waarsku: julle gaan baie swaar kry net omdat julle Christene is. Die ongelowiges gaan julle haat met 'n vurige haat. Hulle gaan lekker kry om te sien hoe julle terwille van my gemartel en selfs doodgemaak word. Hierdie is dinge wat vandag, wat nou op hierdie oomblik in hierdie wêreld gebeur. Ons moet dit nooit lig afmaak nie, omdat ons in 'n land sit met godsdienstvryheid. Moet ons nie dink dit wat hier in Matteus 24 staan nie 'n werklikheid is nie. Sedert Paulus se dae af het dit gebeur. Sedert Stefanus se dae af het dit gebeur. En dit gebeur nog steeds. Handelinge 13 vers 45. Toe die Jode die groot opkoms sien, is hulle met afguns vervul en het hulle telkens Paulus se woorde teëgespreek en hom beledig. Handelinge 14 vers 19b. Hulle het Paulus met klippe gegooi en op die stad gesleep onder die indruk dat hy dood was. Die vierde les wat ons uit hierdie sendingreis kan leer is: ons moenie moed verloor nie, wanneer dit vir jou voel asof daar geen vrug op jou arbeid in die evangelisasie wêreld is nie. Wanneer jy die evangelie met iemand deel en dit lyk of iemand nie belangstel nie en of hulle maar net weer aangaan met hulle woord, moenie moed verloor nie. Ons is baie keer net saaiers en planters. Die groei is nie in ons hande nie. Om die klipharte uit te haal is die werk van die Heilige Gees. Om daai saadjie wat ek en jy gesaai het te laat groei, is die werk van die Heilige Gees. Ons moet net bly bytel en bly saai. 1 Korintiërs 3 vers 56 sê vir ons, Paulus is hier al die woord en hy sê: wie is Apollos dat hy nou so besonders is? Of Paulus dat die gemeente so oor hulle moet stry? Hulle is maar net werkers van God wat hulle gehelp het om Jesus te leer ken. Die Here het vir elkeen sy spesiale werk gegee. Dit is maar al wat hulle doen. Ek, Paulus, het die saad van die evangelie in julle harte geplant en Apollos het dit nat gehou. Maar dit was God wat gesorg het dat daardie saad groei. Ons moenie moed verlore raak nie. Ons moenie moed verlore raak as iemand nie sy lewe vir die Here wil gee nadat ons die evangelie met hom gedeel het nie. Nee, ons het die saad gesaai en ons moet in gebed volhard vir die redding aan wie ons die evangelie gebring het, sodat die Heilige Gees in hulle die groei moet uitvoer, sodat hulle die ewige lewe kan beerwe. Op sy heel eerste sendingreis reis Paulus deur die hele Cyprus, 160 km tussen Salamis en Paphos, vir sy eerste aangetekende bekeerling. 160 km het hy te voet afgelê, die evangelie gedeel langs die pad,
maar sy eerste bekeerling, die een wat aangeteken is eers in Pavos, en ek wil my net verstout om te sê, ek dink nie Lukas sou die geleentheid laat verbygegaan het, om die eerste bekeerling aan te teken het, as dit al voor die gouverneur Sergius Paulus was nie. Nie een keer is daar enige sukses vir Perge aangeteken nie, ten spyte van die feit, dat die apostels met hulle terugkom selfs die evangelie daar verkondig het weer nie. Dit is nie lekker nie, en kom my ook gereeld oor, wanneer ek met mense die evangelie deel, baie luister, maar hulle hoor ook nie, hulle wil net eintlik die tyd omkry wat jy met hulle evangelie deel. Sommige wil nie eers 'n traktaatjie by my vat nie. Ons moet net nie moed verloor nie, ons moet bly spreek, en spreek, en spreek. Jy en ek saai nou, maar die Heilige Gees kan op sy tyd die hart van klip vervang, met 'n hart van vlees, in die ongeredde siel. Esegiel 36, vers 26 tot 27, beskryf hy die siel van 'n afgedwaalde Israel, wat ons ook kan deurtrek na onsself toe. En ek sal julle 'n nuwe hart gee. Dit is God wat daar in die woord is hier. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. En ek sal die Heilige Gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Ek lees weer vir u hierdie teksgedeelte, want dit is so kragtig, en dit is so baie belangrik, dat ons nie moet moed opgee nie, dat ons moet maar buitel, en ons moet die saaiwerk doen. Die Here is die een, wat daardie hart gaan uithaal, daai hart van klip gaan uithaal, en vervang met 'n hart van vlees. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. En ek sal die Heilige Gees in julle binneste gee, en ek sal dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Nou kom ons in die 5de plek, kom ons kyk na die volgende les wat ons hier kan leer. Daar is ook 'n les van sukses, menslik gesproke sukses. Daar was die gouverneur Sergius Paulus, by Pafos, daar was die mense van Antiochië in Turkye, almal wat vir die ewige lewe bestem was, het tot bekering gekom, en die woord van die Here deur die hele streek versprei. In Iconium het 'n groot aantal Jode en Grieke gelowig geword. In Lystra was daar gelowiges wat rondom Paulus 'n kring gevorm het, en in Derbe het baie mense ook gelowig geword. En Paulus en Barnabas het ten spyte van hulle teëspoed en soms lewensgevaarlike oomblikke volgehou om die goeie nuus te verkondig. Die prys wat hulle daarvoor moes betaal, het nie vir hulle opgeweeg die feit dat hulle aan Christus gehoorsaam is nie. Die feit dat geen probleem of lewensgevaarlike situasie hulle kon laat afsien van hulle God opgelegde taak nie, spreek van toewyding daaraan. Dit verg opregte toewyding om 'n disipel van Jesus Christus te wees, en 'n mens betaal beslis die prys daarvoor. Jy moet baie opoffer. Die wêreld gooi aan mekaar heerlikhede en wêreldgesproke goeie goed voor jou, maar dis wanneer jy dan moet nee sê. Dis wanneer jy moet sterk staan teen die versoekinge. Opregte kinders van God, dit verg van hulle opregte toewyding om 'n disipel van Jesus Christus te wees, en jy moet maar die prys daarvoor betaal. As kinders van God behoort ons egter nie meer aan onsself nie. Nee, ons behoort nou aan die Here, en hy roep ons daartoe om vir hom te lei. Nou Paulus en Barnabas het teruggekeer om die gelowiges te besoek in al die stede soos ons al reeds gesien het, waar hulle vroeër bedreig en aangeraand was. Hulle het geweet watter gevare vir hulle op die pad wag, maar nogtans geglo dat hulle verantwoordelikheid het. Dat hulle hun verantwoordelikheid het, hulle was toegewy, en ons sien ook dat hulle het 'n verantwoordelikheid om die nuwe gelowiges aan te moedig. Ons moet nooit nalat om nuwe gelowiges te help nie. Veral die wat ons na Jesus Christus lei. Ons moet hulle ondersteun
en ons moet hulle bemoedig, want die wêreld, die Satan sal hulle sommer net laat gaan nie. Daar sal weer begeerlik op die pad kom. Die dinge wat hulle moes afsterf, sal hulle weer op hulle pad raakloop. En daarom moet ons hierdie gelowiges help, en ons moet hulle ondersteun, en ons moet hulle bemoedig, en ons moet vir hulle bid. Hoe ongerieflik en ongemaklik dit ook al vir ons mag wees, om hierdie taak uit te voer. Dit was beslis ook nie vir ons Here Jesus Christus maklik, om die kruis op Golgotha vir ons te sterf nie. Nou Paulus en Barnabas het ook teruggegaan om seker te maak, dat die nuut gestigte kerke behoorlik georganiseerd was. Hulle was nie maar net besig om opvegwerk te doen, by 'n klompie ongeorganiseerde gelowiges nie. Ons het gesien, nee, hulle het gaan ouderlinge aanstel. Nee, hulle wou help om om 'n behoorlike georganiseerde kerk met geesvervulde leiers tot stand te bring. Hulle het gegaan om gehelp om die ouderlinge te kies. Hulle het die kerkstruktuur van die been afgebring daar. Net so moet ek en jy ook bid vir ons kerkleiers, en ons moet ons kerkleiers ondersteun in hulle taak van gemeentegroei. En as die Here vir jou en vir my in 'n leiersposisie sit in die gemeente, en vra dat ons dit moet aanvaar, moet ons dit met nederigheid, maar ook met gewilligheid doen. Ons moet luister na die stem van die Heilige Gees, wat ons lei in die Here se diens. Ons het almal 'n taak, volgens die groot opdrag. Ons moet almal die woord verkondig, maar daar is ook baie van ons, wat nie die vermoë het, om ergens heen te gaan nie. Maar jy kan nie daar agter skuil nie. Jy kan begin by die mense wat jou pad kruis, en daarom moet ons elke dag bid, en ons moet die Heilige Gees vra, om vir ons te wys, aan wie moet ons die evangelie oordra, met wie moet ons die evangelie deel. Hy moet vir ons wys op die pad, wat ons elke dag stap. Hulle wat ons pad kruis, wie het nodig dat ons die evangelie met hulle moet deel? En as jy opreg en waaragtig God smeek vir dit, dan sal die Heilige Gees dit doen. Amen. Kom ons maak die oë toe. Almagtige Here God, dankie vir die wonderlike voorbeeld wat ons het van 'n Paulus en 'n Barnabas, en hulle geselskap op Paulus se eerste sendingreis, om vir ons te wys hoe ons die groot opdrag moet uitvoer. Dat dit nie elke dag maklik gaan wees, want ons Here Jesus Christus sê self vir ons, julle gaan dit nie maklik hê nie. En ons sien, Here, dat in hierdie 21ste eeu, u kinders daagliks sterf, u kinders daagliks in die tronke gegooi word, u kinders daagliks uit hulle huise gegooi word, dat families daagliks opbreek, omdat daar gelowiges ontstaan in families wat u nie wil ken nie. En daarom is het ook ons gebed in hierdie aand, Here, dat u hierdie mense sal bemoedig, dat u vir hulle krag sal gee, dat hulle ook sal ondersteuning kry van medegelowiges om vas te staan in die geloof. Ja, Here, ons besef nie aldag wat 'n wonderlike voorreg ons het om in 'n land te bly met godsdienstvryheid nie, Here. Maar die tragiese in ons verhaal is dat ons dit nie gebruik nie, dat ons dit nie doen nie, dat ons net sit en geestelik vet word, Here. Want ons hoor boodskappe oor die radio, ons hoor dit in die kerke, ons sien dit op die sosiale media, ons sien dit op YouTube, ons sien dit oral, Here. En ons hoor dit, en ons luister daarna, en ons lees Bybel, maar ons gaan nie uit een oomblik om die evangelie met iemand te deel in gehoorsaamheid aan u groot opdrag nie. Help ons, Here, om ons lewe so te verander, dat ons gehoorsaam word daaraan, dat ons beskeie deel sal bydra, om u koninkryk op aarde uit te dra. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. 'n mooi dag verder vir elkeen van u, tot 'n volgende keer.